Iran, Gaza, Syrië, Oekraïne, Sudan, Angola, Mosambiek. As ons nou al hierdie plekke aan hulle dink, dan kom ons tot die gevolgtrekking dat die wêreld maar redelik in chaos is. Dat die mens euwel is. En ons wêreld is de mekaar. Hoe dit so gekom? Hoekom is dit so? Dat dit begin by twee mense in die tuin van Eden, Adam en Eva. Adam en Eva wou so graag hulle eie lewens beheer, dat hulle God se perfekte en alwyse voorsiening en leiding opgegee daarvoor. Daardie aksie van hulle is seker die treurigste verhaal in die mense geskiedenis. Maar is ook die wortel van alle siektes, dis die wortel van alle korrupsie in die wêreld, dis die wortel van dood in die wêreld. En daarom is Genesis 3 waarop ek vanmôre gaan fokus, die mees belangrikste hoofstuk in die Bybel om die evangelie van verlossing te verstaan. Hoekom? Want dit vertel vir ons waar alles verkeerd geloop het. Met die mens en hoekom die wêreld so vol sonde is en hoekom God se ewige plan van ingryping om sy kinders te red so belangrik en noodsaaklik was. Wat ons vind in Genesis 1 en 2 is God kry die verhoogreg. As jy al ooit deel van 'n drama was of 'n drama moes doen, hy kry die verhoogreg op hierdie aarde, waarop hierdie drama van redding gaan afspeel. Hy skep alles, kry alles in plek, sit die props op die regte plekke. Hy skep die mens, die akteure is daar. Alles perfek, hy sit hulle in die perfekte plek, in die tuin van Eden. Dis die begin van God se reddingsdrama in die mense geskiedenis. En vandag wil ek die gordyn so 'n bietjie oopskuif na die volgende bedryf. As die kindertjies hier was, sou ek vir hulle gesê het, episode, ek weet nie of hulle sal weet wat 'n bedryf is nie. Netflix werk nie in bedrywe nie, hulle werk in episodes en seasons. So kinders verstaan dit, maar dis die bedryf, eerste bedryf van hierdie hoofstuk 3 is betiteld Eva se groot versoeking. Die gordyn skuif oop. Ons sien twee karakters op die verhoog, Eva en die slang. En hulle is besig in 'n ernstige gesprek met mekaar. Nou, soos met 'n goeie drama, kom ons doen 'n vinnige karakterskets hierop. Eva is vir Adam gegee deur God om sy unieke helper te wees, om die opdragte wat hy vir Adam gegee het uit te voer op hierdie aarde. Die slang, wie's dit? Wel, gaan ons toe Openbaring 12 en Openbaring 20 toe, sien ons dat die woord van die Here hom identifiseer as Satan self. Dis die duiwel. Die woord Satan beteken bedrieër of lasteraar. Hy is 'n verdraaier van God se woord en hy probeer almal deel maak van sy rebellie teen God deur leuns aan hulle te verkoop. En sy teiken in die geval is Adam se vrou, Eva. En hy begin sy gesprek met haar met so 'n onskuldige vraag. Eva, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van die boom, van enige boom in die tuin eet nie? Wel, wat het God gesê? As jy na Genesis 2 vers 16 en 17 toe gaan, dis wat God gesê het. Van al die bome in die tuin mag jy na hartelus eet. Maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Hoekom nie van daai boom nie? Daardie boom was 'n teken van God se goedheid, van God se gawes, volgens sy perfekte wil. Daarom, deur nie daarvan te eet nie, verklaar die paartjie dat hulle God se wyse keuses en sy leiding vertrou en sy wil gehoorsaam, dat hulle self onderwerp aan sy kennis van goed en kwaad en die leiding daarin.
Maar kyk net hoe subtiel is die ou slang. En kyk waarna hy mik deur daardie vraag te vra. Dit het niks met die boom self uit te waai nie. Dit het niks met die vrug self uit te waai nie. Hy wil hierdie tweeetjies kry om nie in God te vertrou nie. Want die doel van die boom is 'n teken dat hulle wel in God vertrou. Hy wil die tweeetjies kry om te rebelleer teen God. So hy fluister in Eva se oor. Evaatjie, is God nie dalk te streng met julle nie? Vat hy nie dalk julle vrye wil weg nie? Wil nie dalk jou eie besluit te neem en jou eie ding doen nie? Jou eie lewe beheer nie? Die kaptein van jou eie skip wees nie? Wow, wat 'n groot versoeking. Wat 'n kragtige versoeking. Die gordyn skuif toe en hy maak oop by bedryf nommer 2 met die titel Eva val vir Satan se revolusionêre voorstel. Eva antwoord die slinkse ou slang: van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Dis haar direkte woorde. Maar wag 'n bietjie. Het God nie gesê dat hulle van al die bome in die tuin 'n hartlus mag eet nie, behalwe daai een in die middel? Wat ons hier vind is, Eva begin stadig maar seker te twyfel. Luister na 'n volgende opmerking en dit bevestig dit. Jy weet meneer Slang, nou dat ek daaraan dink. God het gesê ons mag nie van daardie een boom in die middel eet nie. En weet jy wat? Hy het gesê ons mag nie eens daaraan raak nie. En hy het ook gesê ons sal doodgaan as ons daaraan raak. Meneer Slang, ek dink jy dalk 'n punt beet. Die eerste hap van die vrug van daardie boom, liewe broer en suster, was nie die eerste sonde in die tuin van Eden nie. Die eerste sonde in die tuin van Eden was toe Eva haar vertroue in God opgegee het in haar gedagtes en haar hart. Daar al het sy haar rug op sy goedheid en sy voorsiening gedraai en besluit dat Satan 'n punt beet het. Want onthou, sonde is nie net 'n uiterlike manifestasie nie, sonde is ook innerlik. Daardie oomblik, toe sy hierdie woorde van die Here self begin verdraai, om aan te pas by dit wat Satan nou vir haar genoem het, het sy die waarheid vir die leuen verruil in haar hart. Sy, wat 100% onskuldig gemaak was, met alles wat sy nodig gehad het om 'n perfekte en persoonlike verhouding met God te hê, in die perfekte plek, die tuin van Eden, om dit te doen, verruil God se fantastiese en alwyse heerskappy vir haar eie, in haar gedagtes, nog voordat sy daai eerste hap vat, in haar gedagtes, vrylik, ontroon sy God in haar lewe en vervang hom met 'n nuwe stuurman aan boord. Wie? Syself. Bedryf nommer 3. Satan se superleuen. Nou dat Satan Eva gebring het tot by die punt waar sy begin twyfel in God, verkoop hy die superleuen aan haar. Jy sien Evaatjie, God het eintlik nie die waarheid gepraat nie. Jy sal nie doodgaan as jy van daardie vrug eet nie. Kom ek sê nou vir jou Eva, jy kan my woord vat daarvoor. So? Ja. Jy weet ek het lank saam met God in die hemel gebly. Ek was eeue daar by hom gewees. En ek was ook die CEA daarso, die Chief Executive Angel, vir 'n lang ruk. Ek weet waarvan ek praat, man, jy sal nie doodgaan as jy daarvan eet nie. Kom ek vertel jou wat gaan gebeur. As jy hierdie vrug eet, jou oë gaan oopgaan, my dearie, vir 'n heel nuwe wêreld. 'n Wêreld waar jy in beheer is. Een waarin jy die besluite kan neem. Een waar jy jou lewe kan regeer. Weet jy wat, Eva? Een waar jy God kan wees. Wat 'n onweerstaanbare vooruitsig vir Eva op daai oomblik. Haar gedagtes was gedraai, haar emosies gemanipuleerd en haar hart op 'n drafstap weg van God af.
Dit maak die volgende stap so maklik. Pens en pootjies val sy vir Satan se leuns, sy superleuen, en sy eet van daai vrug van die boom van kennis van goed en van kwaad. Die een reël wat God Adam gegee het om te gehoorsaam, as 'n teken van liefde vir God, as 'n teken van vertroue in God, oortree Eva. Bedryf nommer 4, titel, waar is Adam? Wel, as ons die spotlig so bietjie inzoom, dan sien ons maar, hier is 'n persoon wat langs Eva gestaan het. Hy het nog net nie gepraat op daai oomblik nie. My maggies, dis Adam. Daar staan hy langs Eva, langs haar. Hy het hierdie hele gesprek gehoor. Hy het al die argumente van die ou slang gehoor. Hy het Eva se opmerkings gehoor. Wat maak Evaatjie, sy dierbare vroutjie? Sy gee vir hom van die vrug om te eet en sê, my man, maar kyk, ek het nie omgekap nie, hier staan ek nog. Ek is nog heel alright. Eet jy ook van die vrug? En hy doen. En die gevolg? Onmiddellik na hulle geëet het, gaan albei se oë oop. Vir wat? Vir 'n whole new world, soos die liedjie gaan. Vir 'n heel nuwe wêreld. Nee, dis waar Satan se leuen in aksie gekom hierso. Oop vir hulle sonde. Oop vir alle ewel. Vir die eerste keer in daai tweeetjie se bestaan, voel hulle die effek van sonde. En verstaan hulle die gruwelike potensiaal van kennis van ewel. En skielik begin hulle naaktheid hulle te pla. Hulle het nie klere aangehad op daai stadium nie, dit het hulle nog nooit voorheen geplan nie. Maar nou sien hulle alles deur 'n ander lens. En sondige begeertes spring skielik in hulle hart op. En hulle besef wat hulle alles met 'n naakte liggaam kan doen. En dit pla hulle. Adam en Eva kyk na mekaar. Adam sê vir Eva, jong, ek hoor God is op pad. Hoor jy daai geritsel daar in die wind wat dit so waai? Hy is op pad na ons, hierdie tyd van die aand kom stap hy altyd saam met ons in die tuin. Hy is op pad, wat maak ons nou? Ons is kaal. Vir die eerste keer wil ons nie in God se teenwoordigheid wees nie, want ons naaktheid is nou 'n teken van ons kennis van goed en kwaad. Eva, daar langs jou is 'n vyeboom, man, gryp sommer gou 'n paar blare, kom ons sit daai blare aan mekaar en ons maak net toe wat moet toegemaak word. Adam, waar is jy? Adam, waar is jy? Roep God. Hoekom nie Eva nie? Hoekom het hy vir Adam geroep? Eva die eerste hap gevat. Want Adam was geskaap as die hoof van daardie eerste huishouding op hierdie aarde. En die hoof van die huishouding, sy grootste taak is om te sien dat God se wil geskied binne sy gesin. En daarvoor moet hy 'n rekenskap gee. Onthou, God het nie vir Eva gesê, jy mag nie van daai boom van kennis van goed en kwaad eet nie. As jy Genesis 2 weer lees, hy het dit vir Adam gesê. Hy het vir Adam daai verantwoordelikheid gegee om seker te maak dat sy gesin wat hy gaan hê, daardie wil en wet van God onderhou. Adam is die een wat die verantwoordelikheid het om toe te sien dat God se wil in sy huwelik en in sy gesin moet geskied. Adam is die een wat God vorentoe geroep het om rekenskap te kom gee van wat in sy gesin nou aangegaan het. Ek en jy, meneer, wat getroud is, wat 'n huwelik het, wat kinders het, is die een wat God gaan vorentoe roep om 'n rekenskap te gee oor ons huwelik en ons gesinne. Die man is geskape om te seker te maak dat God se wil geskied. En Adam en Eva in sy huisgesin. En Adam en Eva was die eerste mense, so nie net was Adam nou die verteenwoordiger van die eerste gesin nie, maar die verteenwoordiger van die hele mensdom in dit, omdat hulle die enigste twee was op daai stadium. Hy moes toegesien het dat niemand van daardie boom eet nie. Dit was sy verantwoordelikheid. Hy het 'n goeie werk gedoen om vir sy vrou te verduidelik
dat hulle dit nie mag doen nie, want ek meen, toe die ou slang met haar begin praat oor, het sy eintlik 'n goeie job gedoen om te verduidelik wat nou eintlik aangaan. Hoekom hulle dit nie mag doen nie. So hy het dit gedoen, sy het na hom geluister, maar hy moes seker maak dat dit nie gebeur nie. Op daardie oomblik, toe hulle van daai boom eet, was dit nie net Eva se gedagtes en hart wat vol korrupsie was nie, maar die oomblik toe hulle dit doen, is Adam se ook. En sy antwoorde aan God op daai oomblik verduidelik vir ons en wys vir ons dat sy hart alreeds pikswart was van die sonde. Hy sê vir God, ek het u in die tuin hoor beweeg. En dan 'n belangrike ding. En ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Bang vir God? Van wanneer af is jy bang vir God, Adam? Jy stap elke aand saam met hom in die aandwindjie in die tuin. Weggekruip vir God? Jy kon nie wag dat hy kom nie. Julle twee het uitgesien daarna as God na julle toe gekom het, om met julle te wandel in die tuin. Maar dis wat sonde doen. Onmiddellik as daar sonde is die harmonie en die vrede tussen mens en God gebreek. Daarmee heen. En God het geweet wat gebeur het. Hy het presies geweet wat hulle gedoen het. Toe Adam vir hom sê, ons is naak en ons het weggekruip, vra God vir hulle, het julle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet? En die antwoorde daarop versterk net nog meer dat hulle hierdie wêreld van ewel skielik nou hulle eie gemaak het. Veral nou Adam hoor ons die volgende sê, wel, Here, dis u. Dis u skuld dat dit gebeur het. U het vir my hierdie vrou gegee. Ja? Gaan lees in vers 12 en 13. U het vir my hierdie vrou gegee. So hy beskuldig God, hy beskuldig sy vrou, Eva wat daar een kant staan, sy hart nou ook al pikswart van die sonde, sê, my man, jy het dit totaal al verkeerd. Dis daai ou slang. Dis sy skuld. Dis sy skuld dat ons nou hier so skuldig staan voor God. Sonde het al hulle harte, hulle gedagtes, so deurtrek, dat hulle nie eers voor God die waarheid kom praat nie. En ons weet, dat God sonde moet straf. Ons weet, dat hy dit nie daar kan laat nie. En dis ons 5de bedryf. Gordyn gaan weer oop. Die titel is, God straf die sonde. Hy doen dit met die slang, hy doen dit met die vrou, en hy doen dit met die man. Vir die slang sê hy, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere, en dit beteken die slang was mak op daai stadium, nie waar nie? Makdiere, en dalk het hulle dit as 'n troeteldier gehad op 'n stadium in die tuin van Eden, ek weet nie, hoekom is die woord mak daar? Onder al die makdiere en al die diere van die veld, op jou pen sal jy seil, en stof sal jy eet, sodat jy leef. Dit is 'n uitdrukking om vir ons 'n idee te gee van wat 'n vernederende en veragtelike posisie hierdie slang nou sal hê in hierdie wêreld van ons. Maar dis nie al wat God vir die slang sê nie. En nou, kom ons gaan na God se woorde. Hierdie moet ons uit sy eie mond uithoor. Genesis 3 vers 15. Nou gryp God in hierdie hele situasie. En nie omdat hy daar gesit het en besef het, oeps, hierdie dinge gaan nou bietjie in 'n verkeerde rigting in nie. Kom ek skuif alles net so bietjie rond, dat dinge weer op pad kan kom. Nee, hierdie was God se plan van die begin af, in ewigheid. Onthou wat ons op aarde sien, Genesis 1, Genesis 2, en wat hier in Genesis 3 gebeur, is deel van God se plan, wat ons uitvind in Genesis 3 vers 15. God praat met die slang. Vyandskap sal ek tussen jou en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval. Vyandskap stel ek tussen jou en die vrou. Daar was van daardie oomblik af vyandigheid tussen die tweekies wat so lekker staan en klets het daar in die skaduwee van die boom van kennis van goed en kwaad, en van daardie oomblik af beskou die slang, die ou Satan, die vrou en haar kinders, haar nageslag, die mens in ander woorde, as sy groot vyand. Wat 'n ontstellende situasie. En ons kom tot by die punt en ons dink, was alles dan nou verlore? Gaan alles dan nou absoluut agteruit gaan hier nou net een groot gemors wees en niks gaan verder gebeur nie?
Hoekom het God dan hierdie plek so mooi gemaak? God gryp in, volgens sy ewige plan van redding hier in Genesis 3 vers 15. Deurdat hy die volgende vir die vrou sê, daar gaan iemand uit jou, vir die slang sê, maar die vrou luister, daar gaan iemand uit jou nageslag uitkom, daar gaan iemand uit jou nageslag gebore word, wat die slang sy kop gaan vermorsel. Hoekom sy kop? Hoekom net sy stert afkappie? Want dis waar sy gif lê. Dis hoe hy mense beïnvloed. Dis hoe hy ons kry om lief te wees vir die sonde. Hierdie een wat gaan kom, sal daardie potensiaal van hom, sal daardie vernietigende werk van hom, daardie krag van sonde wat hy so aan ons verkoop, vernietig. En hierdie een sal sonde se straf mee klaarspeel, die vernietigende krag van sonde afreken mee, en uiteindelik ook die teenwoordigheid van sonde wegmaak, as ons eendag by hom vir altyd gaan bly. Maar ons lees, dit sal hom kos. Daardie iemand gaan kom wat dit gaan doen, dit sal hom kos. Hy sal in die hakskeen aangeval word. Hy gaan ly, hy gaan seer kry. Hy gaan betaal vir hierdie werk, om hierdie krag van sonde, en wat sonde het oor die mens, en wat die ou Satan so effektief aanwend, om die mens weg te lei van God af, om dit te vernietig. En hy het, van wie praat ons? Jesus. Jesus Christus het. Hier in Genesis 3 vers 15 is die eerste groot belofte van Jesus Christus wat gaan kom, wat met sonde en sy krag en sy einde gaan afreken. En die eerste belofte wat gaan sê, hy gaan dit doen deur te ly. Jesus het aan die kruis van Golgotha gely. Aan die kruis het hy betaal vir hierdie sonde, en het hy die krag van sonde oorwin, totaal, kompleet. Hy skree aan die einde van sy tyd aan die kruis, skree uit, dit is volbring. Dit is alles betaal, daar is niks uitstaande nie. En na 3 dae staan hy uit die dood op. So, ewen die einde van sonde, wat die dood is, reken hy mee af. Deur geloof nou in hom te plaas, bring Jesus weer harmonie. Die ding wat Satan vernietig het, deur vir Eva te kry om God se wet te oortree, en Adam daarvan deel te maak, bring hy harmonie. Jesus bring gemeenskap tussen ons en God, en vrede tussen God en sy kinders weer. Hier in Genesis 3 vers 15 kry ons die eerste belofte daarvan. En van daai oomblik af, elke stukkie geskiedenis, elke ding wat gebeur in die Bybel, dink aan Moses, dink aan koning Dawid, dink aan Salomo, dink aan alles wat daarna gebeur met al die konings, elke ding wat gebeur in die hele heelal, word gerig deur hierdie belofte, sodat daai belofte tot vervulling kan kom, 4000 jaar later, met die geboorte van Jesus Christus, en op die kruis daarna. God straf die vrou. Hy sê vir haar, die 2 areas in jou lewe wat vir jou vervulling en doel moet gee, gaan vir jou 'n groot frustrasie raak nou. Kinders en die huwelik. Hy straf die man. Van daardie oomblik af in die man se lewe sê, jy gaan frustrasie in jou werkplek ondervind. Ek het 'n Portugese vriend. En so hier en daar het ek vir myself so 'n bietjie Portugese woorde aangeleer, net om vir hom te wys, ek kan dit dan ook uitspreek. Iemand hier wat Portugees ken? Die Portugese woord vir werk is trabalha. Ek sê dit vir Josie, dis waar die woord trouble vandaan kom. Trabalha. Van daardie oomblik af was die werk vir die man 'n plek van bitter sweet en swaar kry. En God herinner vir Adam ook aan die einde van sy straf aan hom. Onthou, Adam, die straf vir hierdie sonde is die dood. Dit bring ons by bedryf nommer 6. God voorsien die enigste weg om te rekoncilieer met hom. In Genesis 3 vers 15 gee hy die belofte van hierdie een wat gaan kom, wat
die prys gaan betaal vir daai oortreding in die tuin van Eden en sonde se krag sal breek. Maar hoe gaan dit gebeur? Hy laat ons alreeds hier, nie in die donker daaroor nie. Lees saam met my vers 21. Genesis 3 vers 21. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke, klere van vel gemaak en dit vir hulle aangetrek. En ons lees so vinnig daaroor. Dis iets wat ons, vyeblare het nie die ding gedoen nie, na 'n paar dae het dit bietjie droog geraak en het mekaar uitgeval. So die Here moet iets meer permanent gemaak het. Dis baie groter as dit. Daai versie gee vir ons 'n aanduiding, 'n prentjie van hoe Jesus hierdie sonde gaan vernietig en die effek van sonde gaan vernietig en die einde van sonde, die dood, gaan oorwin. God gryp weer hier in volgens sy ewige reddingsplan. Dit was deel van sy doel. Ons het nou hierdie prentjies hier gekry wat die geskiedenis van die heelal van daai oomblik af geanker gaan hê in daai belofte. God maak vir Adam en Eva klere van dierevelle. Dis om hulle naaktheid te bedek. 'n Onskuldige dier word doodgemaak om hulle sonde en skande toe te maak. Klink dit bekend? Hier voorsien God 'n prentjie aan hulle twee van hoe hy weer harmonie tussen die mens en hom gaan bewerkstellig. Onthou hoekom hulle van God af weggekruip het? Hulle naaktheid het hulle gepla. Hulle het 'n besef van hulle skande gehad. Hulle het 'n besef van hulle sonde gehad. En hulle het 'n besef gehad dat ons kan nie so voor ons heilige God verskyn nie. En God maak 'n diertjie dood, 'n onskuldige diertjie, om hulle skande toe te maak, sodat hulle in sy teenwoordigheid kan wees. Sodat daar weer 'n vorm van harmonie tussen hulle en hom kan wees. Die dier self, dit besef ons, kan nie vir die mens se sonde betaal nie, daai diertjie. Dit kan ook nie effektief jou teen God se oordeel beskerm nie. Maar dit was 'n teken wat van daardie oomblik af oor en oor en oor en oor in die Bybel herhaal word. Om vir elke generasie te sê, vir elke kind te sê, daar kom een wat die perfekte offer gaan wees. Daar kom een wat geen sonde het nie, onskuldig is. Daar kom een wat vir ewig lewe, wat van ewigheid af gaan kom. Daar kom een wat perfek is, wat vir ons die regte velle gaan gee om ons te draai, sodat ons in die teenwoordigheid van God kan staan en nie weghardloop van hom af nie. Wie kwalifiseer daarvoor? Daardie persone sal reeds geïdentifiseer in Genesis 3 vers 15. Hier in vers 21 sê dit vir ons, dis hoe hierdie Jesus dit gaan doen. Hy is die perfekte offer waarna ons moet kyk. Die onskuldige God-man wat kom betaal vir die sonde van alle Adams en alle Evas van hierdie wêreld wat hulle geloof in God plaas. Jesus kwalifiseer. Hy is die enigste een wat vir ons beskerming kan bied teen God se wraak oor die sonde. Daarom word hy die lam van God genoem. Die offerlam van God, wat sy lewe sou neerlê op die altaar van die kruis, sodat die wat in hom glo, vir ewig in versoening met God kan wees, vir ewig toegemaak kan wees in homself, in Christus self. Daardie velle van die diere wat Jesus om Adam en Eva gedraai het, is 'n teken van Jesus se perfektheid. Jesus se geregtigheid, wat God nou vat en sê, dis joune. Hiermee maak ek jou toe, sodat jy my vir ewig kan geniet. Vir ewig in my teenwoordigheid kan wees. Sodat jy skaamte voel nie, vir jou naaktheid en jou sonde nie. Sodat jy nie weg te kruip agter bosse as ek nader kom nie.
Jy is toegemaak met my seun, sy perfekte geregtigheid, perfekte lewe. Jesus alleen kan vir ons so toemaak, dat ons aanvaar word deur ons Vader wat in die hemel is, dat ons in sy teenwoordigheid kan wees. Jesus alleen kan ons skande en skuld effektief toemaak voor God. Paulus verduidelik dit. Julle is welkom as julle saam met my gou wil lees in Romeine 5. Romeine 5 vers 18 en 19. Hy verduidelik dit so. Daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Wie is daai een wat die perfekte gehoorsaamheid gehad het, sodat almal wat in hom glo geregverdig kan word? Dis Jesus. Vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens, wie is dit? Adam, die verteenwoordiger van sy huisgesin, die verteenwoordiger van die menslike ras. Want soos deur die ongehoorsaamheid van een mens, baie mense tot sondaars gekom het, ek en jy, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een, daardie een wat beloof is in Genesis 3 vers 15, daardie een wat ons 'n prentjie van het, wat sy lewe gaan afleef, wat sy lewe gaan gee, sodat ons daarmee toegevou kan word en geregverdig kan staan voor God. Daardie een, baie mense geregverdig sal word. Dis Jesus. Ons wat in Jesus glo, ek en jy, wat ons vertroue in Jesus gesit het, my broer en suster, ons het nie vyeblare wat ons moet voor God aan mekaar sit nie. Ons het nie eens meer dierevelle. Dis nie meer nodig om offers te bring soos diere wat jy moet doodmaak nie. Nee, daai was 'n prentjie. Wat ons het is baie groter, baie beter. Is die geregtigheid van Jesus Christus, die perfektheid van Jesus Christus, sy gehoorsaamheid aan sy Vader, wat God aan ons aantrek. En as ons Jesus aan het, kan ons in volle vertroue voor God staan. Hoef ons nie bang vir hom te wees vir sy straf nie, want dis uitgeoefen in sy seun Jesus Christus klaar. Hoef ons nie, soos ek 'n paar keer gesê het, vir hom weg te hardloop nie, want ons sonde, ons skuld en ons skande is totaal en al betaal in die eerste plek en totaal en al toegevou in die gehoorsaamheid van die perfekte offerlam Jesus Christus. Die goeie nuus, die gospel soos ons dit noem in Engels, het nie begin in die boek van Matteus in die Nuwe Testament nie. Dit het begin in ewigheid. En dit het sy wortel en sy voete en sy hande en sy lyf gekry, alreeds hier in die begin van die mense se geskiedenis. Hierdie God gegewe Christus bedekking, wat ons 'n prentjie van het daar in vers 21, is joune, is myne, deur geloof alleen in Jesus Christus. Ons werk nie daarvoor nie. Ons hoef nie 'n sekere ervaring te hê om dit te kry nie. Dis 'n gawe. Dis 'n gawe wat God vir jou gee, 'n gawe van geloof om in hom te vas te staan as die een wat jou red, wat vir jou sonde betaal het. Geloof alleen in Jesus Christus alleen. Die vraag wat nou in ons gedagtes moet wees, as ons koffie gaan drink, uitstap na die tyd, is dit: vertrou ek in Jesus alleen vir redding? Vertrou ek hom alleen? Of smil ek nog tog te lekker aan die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad op hierdie aarde? Met daai welbekende liedjie van Elvis Presley op my lippe. I did it my way. Op pad om vir ewig uit God se teenwoordigheid uitgeskop te word. Waar staan ons? Is ek toegemaak in Jesus? Of staan ek klets ek nog heerlik onder die boom van kennis van goed en kwaad? Waar is jy?
Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir u genade en dat ons alreeds hierso in die begin van die mensgeskiedenis u genade sien vloei, u genade in aksie sien en Adam en Eva dit werklik ervaar het. Hulle twee het besef, die einde van hulle bestaan is op die spel, omdat hulle u verontagsaam het. Omdat hulle besluit het, dis tog lekkerder om my eie keuses te maak. En daarna met oop oë geskrik het oor die ewel wat skielik in hulle opgespring het. Maar dankie Here dat u vir ons hier alreeds die belofte van Jesus gegee het. Dat u hier alreeds vir ons die prentjie gegee het van hoe hy gaan betaal en hoe hy ons weer aanvaarbaar in u oë kan maak. Hoe hy ons weer kan laat uitsien om by ons hemelse Vader te wees vir ewig. Dis net in hom, dis net in Jesus. Here, herinner ons daaraan. Elke dag, wanneer ons die woord lees, wanneer ons getuies gee van u in ons lewens, dat dit die rede is hoekom ons dit kan doen. Ons is toegevou met die perfektheid van die Seun van God, wat 'n gawe van u is. Dankie daarvoor. Ons vra hierdie dinge, Here. Ons bring eer aan die naam, in die naam van Jesus. Amen.